Ek wil vanmôre met julle 'n gedagte deel en dit was vir my baie interessant. Toe ek nou gaan sit hier die week en ek sou baie graag wou voortborduur op wie is Jesus vir jou, maar terwyl jy so oor hierdie goed dink dan daar's 'n spelfout, dan moet jy transformasie. Sien julle, die enigste ou wat nie 'n fout maak nie, is ou wat nie werk nie. Innerlike transformasie. Lees maar 'n S daarin. Ek wil vanoggend met u gesels oor 'n gedeelte wat vir my baie beteken. Daar's soveel goed wat baie beteken. En ek gaan die Bybel oopmaak op Johannes hoofstuk 2 in vers 1. Ek wil vir u hierdie gedeelte lees want ek wil vir u konteks gee vanmôre. Ek dink nie ons verstaan altyd wanneer hulle praat van Jesus wat 'n wonderwerk gedoen het, dan is dit so abstrakt. Dis so buite ons verwysingsraamwerk, want ons probeer die Bybel lees en verstaan met 'n postmoderne Engels praat van 'n postmodern mindset. Ons gedagte wêreld vandag is wêrelde verwyder van die leefwêreld in die antieke Midde-Ooste waarin Jesus geleef het. Kom ons kyk 'n bietjie. Die Bybel sê en op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En en die moeder van Jesus was daar. Ek lees vir uit die 53 vertaling. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. Kyk nou mooi, en toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus, sien hy praat nie van Maria nie, praat van die moeder van Jesus, vir hom, hulle het nie wyn nie. Nou kom Maria, Jesus se mamma, en sy besef hier is nou 'n krisis, want die wyn het opgeraak. Laat ek net gou hier net konteks gee. Kana was nie 'n groot plek nie. Die mense in daardie dorp het mekaar almal geken. Of almal het mekaar geken. Hulle het hierdie bruidegom geken. Hulle het geweet wat sy finansiële vermoë is. En in daardie tyd, en so sê die skrywers wat ek gaan nalees het, sê hulle dat as jy gaan vir so 'n grootse gebeurtenis, jou bruilof, moes jy voldoende voorsiening gemaak het vir die gaste, sodat hulle dit in volle kon geniet. Nou as jy so halfpad hierdie partytjie uit wyn uithardloop, sou dit vir die res van daardie paartjie se lewe oor hulle koppe gehang het, soos 'n swaard. Dis 'n vernedering. Jy kon nie eers op jou troue, die belangrikste van al die partytjies in jou lewe, kon jy eers vir die mense ordentlik laat feesvier nie. Dink 'n bietjie daaraan. Hierdie ouetjie het dalk nie die finansiële vermoë gehad nie. En hy het ook besef die wyn is klaar. Bybel sê dit nie, maar hy moes verseker. Volgens dit, die blydskapsap is min. Stop. Kyk wat sê Jesus. Jesus sê vir haar vers 4, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Hy is daar wat sê, eerste, hoe kan hy so met sy ma praat? Dit is daarom disrespekvol. Ja, want ons dink in 2026. In daardie tydsgewrig, ek gaan kyk van die skrywers, wat baie meer weet as ek, en hulle sê, 'n meer korrekte manier
as ons dit in vandag se taal sou wou beskryf, was om te sê, dame. Lady, what have I to do with you? Ek weet die Engelse vertaling sê woman, maar hy is bietjie arm vertaal. Jesus het nie disrespectful ooit teenoor sy ouers opgetree nie. Wat hierdie eerder 'n aanduiding was, onthou Jesus is nou, sy openbare bediening gaan nou begin. Jesus is klaar deur Johannes in die Jordaan gedoop. Jesus is uitgelei in die woestyn deur raai wie? Niemand anders as Heilige Gees om in die woestyn versoek te word nie. Hy het 40 dae daar deurgebring en hy het in die krag van die Heilige Gees teruggekom. Maar sy openbare bediening het nog nie begin nie. En weet jy wat? Maria het dit die hele tyd geweet dat daar 'n dag gaan kom wanneer Jesus geopenbaar gaan word as die Messias, die Christus, die gesalfde een. Sy het dit geweet. Sy het met dit in haar hart rondgeloop. Dink 'n bietjie. Toe sy swanger was sy nie getroud nie, sy was verloof. Sy het die hele tyd met hierdie swaard waarskynlik oor haar kop geleef. En nou het die uur gekom. En Jesus sê vir haar, my uur het nog nie gekom nie. Wat uur praat hy van? Die uur wat hy sou gekruisig word natuurlik, maar daar is nou 3,5 jaar verloop voor dit gebeur. En sy moeder sê vir die dienaars, sy rede kabel nie met Jesus nie. Maar ek dink dat Vader deur sy almag en die inspraak van die Heilige Gees vir haar gesê het, it's time. Die tyd is eintlik hier, dat hy geopenbaar moet word. En hoor wat sê sy vir hulle. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En sy tree terug van die toneel af, en nou kom Jesus, en hy verskyn op die toneel. En die Bybel sê, daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers kon hou. Ek meen dit is 40 tot 60 gallon. So was 'n bietjie groot goed gewees. Ek kan dalk verkeerd wees oor die grootte, maar ek dink nie dit is waar dit gaan vanmôre nie. En Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het dit toe tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. Hierdie klipkanne, onthou in die Joodse gebruik was dit so gewees, as jou hande en jou voete skoon is, dan is jy skoon. Nou al die bruilofsgaste het gekom, en hulle het van hierdie water gevat, en ek is seker daar het kieme ook daarin geland, en nou het hulle hande en hulle voete gewas. So ek dink nou nie, dit was drinkwater kwaliteit nie. So jy van julle water gedrink het, is nou eintlik, hier is nou nie die badwater, nee, maar krijg jy vir jou glas as jy maar regtig dors is. En ons kan dit nie doen nie. Maar dit was die gebruik gewees, dat hulle hande en hulle voete moes was. Want hy het toe Jesus vir Petrus sê, toe hulle voete wil was, sê, nee, Here, jy gaan in der ewigheid nie my voete was nie. Toe sê Jesus, as jy dit nie toelaat, het jy geen deel aan my. Dit was 'n gebruik om die voete te was. Ja. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword. Skielik het hierdie water wyn geword. En hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet
wat net niks gesê nie. Roep die hoofdienaar, die bruidegom, en sê vir hom, hy is nou gaan hy 'n bietjie roskam, né? Hy sê, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, 'n bietjie getrek wees, nee, dit is 'n bietjie, hy is 'n kite, maar kom nou nie agter die kwaliteit nie af nie. Is hy dan die slegste, maar eer die goeie wyn tot nou te bewaar. En hoor wat sê die Bybel in hierdie, vers 11, hierdie een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar. En sy disippels het in hom geglo. Wat het regtig gebeur toe die water in wyn verander? Jy sien, ons lees dit, en dan lyk dit vir ons, okay, dit het gebeur, so wat. Ek wil vir julle wys. Ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk hoe lyk die wetenskaplike samestelling van water. Nou moet hierdie ou som werk, né? Nou raak dit gretig. Kom maar. Gister sit hom my so geraak, ek net. Dit is nie 'n ou wat, dit lyk soos 'n gesig, lyk soos 'n beer se gesig het. Ek sien dit nou eers, en hy huil nie, okay? Wat jy daar sien, daai rooi kolletjie, die watermolekuul bestaan uit H2O, julle weet dit ons nou nie. H2, so dis 2 waterstofmolekules en 1 suurstof. Die wites is die waterstof en die rooie is die suurstof. Dis hoe water se samestelling is. 'n molekuul, nou praat hy van 'n watermolekuul nie, is so klein dat ek en u dit nie met ons blote oog kan naas, ons kan dit nie sien nie. Maar wanneer daar genoeg by mekaar kom, dan kan ons dit sien. 'n molekuul is so klein dat dit 10.000 keer kleiner is as een van jou hare. Die dikte van jou haar. Dis hoe klein 'n molekuul is. Nou kyk ons na water en jy sien 1 druppel water. Want jy nou daar is hierdie liedjie wat hulle gesing het, 1 druppel bloed. Was weg al my sonde. Gawie se reg as ek so sê, nee. Hierdie is om Chris Troebel se liedjie gewees. Daarom welkom, hy is al lank op by die Here. Weet jy, hoeveel molekuule is daar in 1 druppel water? 1.67 gemiddeld, dis tussen 1.5 en 1.7, maal 10 tot die mag 21. Wat beteken dit? Dis die getal 167 met 19 nulle agter hom. Dis hoef jy by mekaar moet sit om 1 druppel water te kry. En wetenskaplik is dit onmoontlik om die chemiese samestelling van water te verander in enigiets anders as water. Jy kan dit nie doen nie. Ek het 'n paar bronne gaan navors en ek het so 'n bietjie vir Tannie Gogel gevra. Vertel 'n bietjie vir my. Wat is die kanse dat 'n mens water net in wyn kan verander? En Tannie Gogel se heel eerste sinnetjie is, scientifically it is impossible. En dan verduidelik hy vir my hoekom dit onmoontlik is. En dan in die gesprek wat hulle my nou die antwoord gee, raai waarna verwys hulle? Na hierdie wonderwerk. Ja. Om die chemiese samestelling van 'n enkele molekuul te verander. Om daardie chemiese samestelling daai te verander, sal 'n ontploffing so groot veroorsaak dat dit die hele Nelspruit en waarskynlik 'n baie groot indien nie die hele Laagveld uit sal is. Jy kan dit nie doen nie. En dis 'n bron wat ek nagevors het wat vir my dit vertel. Daar sien ons
Dis hoe 'n wyn, een molekuul wyn, né? Dis hoe hy lyk. Sy ruggraat is daai C-koolstof, C2H5OH. So wonder die mense as 'n kop draai as hulle dit inkry nie. Dis so, as 'n kar dit inkry, gaan sy kop opdraai. So nou het ons hierso die water, nee, ons het nou klaar gesien hoe water lyk. Daar's water, daar's wyn. Sien julle, daar's 'n groot verskil. Daar's 2 koolstofmolekules, daar's 5 waterstofmolekules en daai OH, raai wat is dit? Dit is alkohol. Nou, hoe word alkohol gemaak? Dit is ek 'n wetenskap les hier. So ek is nie wetenskaplike nie en ek bly bewusteloos as enigiets verkeerd is, nie? Maar hier het ek dit regtig dit gaan nalees. Alkohol word veroorsaak en gevorm wanneer die suiker in 'n vrug, die sukrose en die fruktose, wanneer dit reageer met die gis wat in die skil van die vrug is. So die druif se skilletjie bevat die aktiewe bestanddeel wat gis is en dan reageer dit en dan maak dit alkohol. Hoe genade. Sien, dis 'n kort presentation vanaand. So daar is dit is 'n hondjie, né? Daar is 'n koolstof en daar is ek weet nie, hy moes sy bene eintlik onder gesit het, né? Maar daar is uit sy 5 koolstof molekules. Ek hoop ek sê die regte woord, as ek nie, ek is jammer. En dan daar sy suurstof en daar is weer waterstof. So wat het gebeur? Wat het regtig gebeur? Jare gelede toe ek nog 'n student was hierdie die heel eerste openbaring wat die Here my gegee het. Toe het ek nog nie hierdie goed geweet nie. Ek het hierdie goed in die week uit gaan kyk wat gaan aan. Jesus het gekom en hy het ingemeng met die natuur. Wat ons hier vind is 'n bonatuurlike ingryping in die natuurlike. Wat ons vind is dat die ewige God in sy majesteit gryp in die natuur om die natuurlike toestand fundamenteel te verander. Onthou, Jesus verander water in wyn. Hy verander die natuurlike toestand. Water wat staan, wat gebeur met dit? Dit word vrot. Ja, gesien, jy kan 'n bottel water net so lank kook, selfs in jou yskas hou. Want die natuur doen maar sy ding. Nou kom Jesus en hy verander dit. Wat gebeur hierso? Die hemel penetreer die aarde. Dis wat gebeur. God verander die natuurlike verloop van sake op 'n bonatuurlike manier. Jesus kom en hy verander op 'n bonatuurlike manier wat ons nie kan verklaar of kan verstaan nie, want hy is God. En in Jesaja 55 sê hy, want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my gedagtes hoër is julle gedagtes. Ons kan God nie uitpleis nie. En Jesus kom en hy verander op 'n bonatuurlike manier die chemiese samestelling van water teen die natuur in. En hy maak iets beter daarvan. Wat beteken dit vir my? Onthou ek het vir u gesê verlede week, Jesus praat met Nikodemus en hy sê vir hom, as jy nie gebore word uit water en uit gees nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat moet gebeur? My natuurlike toestand is verdorwe. Ek is 'n sondaar.
Ek is bestem om hel toe te gaan. En God kom in sy majesteit en die hemel penetreer die aarde en hy verander my natuur teen my natuur in om iets beter van my te maak. Daar vind as ware 'n geestelike ontploffing plaas. Want skielik op 'n manier wat ons nie kan verklaar nie, word ek geestelik weergebore. My geesmens word gebore. En God kom en in sy almag, want hy die vermoë met kan doen, kom hy en openbaar hy sy teenwoordigheid in my lewe op 'n nuwe manier, want hy sê, Jesus maak die belofte in Johannes 14 en 16, hy sê die Heilige Gees van die belofte, hy sal kom en hy gaan by julle bly en in julle woon. Hy kom transformeer my binnekant, sodat ek nie meer daai ou waternatuur het nie, maar 'n nuwe natuur. Water les jou dors, dis waar. Vra enige wat al dors, enige wat in ons Nelspruit gebly het, hy sal vir jou sê, water les jou dors. Ek wil nou nie sê, maar wyn doen dit beter nie, want ek drink nie wyn nie. Maar in die Bybel nog altyd, jy kan gaan kyk, wyn word vereenselwig met blydskap. So wat God doen is, hy verander my natuur, sodat ek met ander kan interaksie hê, en ek 'n positiewe impak in mense se lewens kan maak. Want die blydskap van die Here is my beskutting, dit lees ons in Nehemia 11. Die blydskap van die Here is my beskutting. God is so goedertierend, so getrou. Dat hy kom en hy woon in my. Die Gees van Christus kom woon in my. En ek kom by 'n plek waar ek ander se lewens verryk. Ja, dit is ook so, daai selfde chemiese samestelling is, dit as jy wil, is die samestelling van asyn. Maar ek en jy kan besluit, gaan ek asyn wees of gaan ek wyn wees? En gaan jy iemand nou sommer 'n glasie asyn drink en hy sal 'n glasie wyn drink? Wat sê die Bybel vir ons? Jesus kom, hy sê in Johannes 3 vers 36, die Vader, vers 36 sê, en hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs, moet ek gou vir julle lees, dit is Efesiërs, dit is Filippense, hy sê dat Christus Jesus vir het geen roof geag het om in gestalte gelyk te wees aan God nie. Dit is Filippense. Het homself ontledig in die gedaante van 'n diensknegt aangeneem. Vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, is 2 vers 6. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. In hierdie gedaante gevind
As 'n mens het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Ek het dit net gebid sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Jesus kom, hy word aan ons gelyk. Hy sterf die wreedste dood, skuldig bevind, onwettige hof, verrigtinge gewees, is die vinnigste verhoor tot doodveroordeling en voltrekking van 'n vonnis wat in die Bybel opgeteken is. Alles binne 'n paar uur. En hy sterf vir ek en u. En deur dit te doen, nie die feit dat hy gesterf het, maar die feit dat hy opgestaan het. Onthou wat sê 1 Johannes, hy sê dat as ons glo dat Christus Jesus gesterf het en opgestaan het, sal ons gered word. God maak dit moontlik vir u. En ek sluit af met hierdie pleitrede van Paulus, waar hy sê, ek pleit by julle broeders, laat julle met God versoen. Ek het vanmôre gewonder of julle moet ek hier, want jy weet wat het laasweek gebeur, né? Het dan nie hier weer gebeur nie. So die wat nie hier was nie, ek het Saterdag aand verlede week, het ek my boodskap lekker klaar, ek hou van my skyfie vertonings, en seker so hier by 7 se kant, toe ervaar ek het in my binneste hierdie van die werk nie, en die Here gee my 'n totaal nuwe boodskap, en toe ek hierso staan, toe ons het so 'n bietjie lekker aan bid, en toe ek hierso staan, toe ervaar ek, dit gaan ook nie werk nie. Gee die Here vir my 'n boodskap. Hoor wat sê 2 Petrus 3 vers 9 in die Nuwe Lewende Vertaling. En dit is vandag se skrif ook as jy jou version op jou foon het, of op jou rekenaar is, wat jy kon gebruik. Hoor wat sê die Bybel, die Here stel nie die vervulling van sy beloofde terugkeer uit, soos party mense dink, nee. Hy wag geduldig ter wille van julle. Hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie, en daarom gee hy meer tyd dat almal tot inkeer kan kom. Die Here vertraag nie sy beloftes, soos sommige dit vertraag en ag, sê die ou vertaling. Maar hy is lankmoedig met ons, en ek is dankbaar daarvoor. Kom ons dink oor. Heilige Vader, ek dank U vanmôre vir die waarheid van die woord. Ek dank U dat die woord vrymaak, dat die woord verlos, dat die woord bevry. Ek bid vanmôre, Here, dat ons hand aan eie boesem sal steek. Nie van ons weet of ons vandaan die son gaan sien saak nie. Nie van ons weet, Here, of ons vanmôre die laaste keer wakker geword het. Ons weet dit nie. Maar Here, ons kan nie bekostig om een dag te gaan sonder Christus nie. Ons kan nie bekostig, Here, om een dag uit te stel nie. Daarom bid ek dat ons erns sal maak met die tyd waarin ons leef. Dat ons die tyd sal uitkoop, want die Bybel sê die dae is boos. En ek bid vanmôre, Here, dat U verheerlik sal word. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het net gesê dat hierdie is waarskynlik die belangrikste deel, ek wil nie sê aktiwiteit nie. Dis seker die belangrikste geleentheid wat kinders van God kan deel in. Want dis 'n herinnering. En hierdie tafel is met soveel sorg en liefde voorberei. Want dis 'n hartsaak. Baie dankie. Ek dink die Here kyk vanmôre na die tafel met goedkeuring.
As jy ironies wanneer ons dagmaal nuttig, dan moet ons dit vinnig verby hê, terwyl hierdie die belangrikste deel is. As die bordjie verbykom, dan vat ek die kleinste ou stukkie, wat ek daarom net as jy 'n ou krummeltjie gehad. Maar jy sien Paulus skryf in 1 Korintiërs 11. Skryf Paulus, hy sê, want ek in vers 23 het van die Here ontvang. Onthou Paulus, toe hy nog Saulus was, in die kerk vervolg. Hy moes 3 jaar in die woestyn van Arabië deurbring om ontslae te raak van die drek. Want hy sê, ek ag dit alles was drek. Hy moes ook 'n openbaring kry van wie Christus regtig is. Ek weet hy het op die pad na Damaskus het hy Jesus ontmoet. En onthou dit. Dis die Here wees nie te sê ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is 'n blind vir 3 dae. En hy kry 'n openbaring. Hy sê want ek het ontvang van die Here wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Die ironie van die saak is, Paulus skryf dit nie, ander evangelies skryf wel daaroor, dat selfs Judas, wat hom sou verraai, nog op die tafel gesit het. Toe Jesus vir hulle sê, eet almal daarvan. Hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet, ekskuus, vers 25, so ook, die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Wanneer ek vanmôre deel het aan die tafel, dink daaraan, dis tot sy gedagtenis. Wanneer jy vanmôre deel in die vrug van die wynstok, dink daaraan, dis tot sy gedagtenis. Hoekom sê hy 2 keer? Want sy liggaam is vir ons gebreek, sodat deur sy wonde vir ons genesing kan kom. Sy bloed is vir ons gestort, sodat, maar voor ek by dit kom, wanneer hy praat van sodat ek genees kan word, dan praat hy na liggaam, siel en gees. Maar dan kom hy verder en hy sê, drink van die wyn, of die vrug van die druiwestok, want die bloed van die lam reinig ons van alle sonde. Net soos wat Jesus die vermoë het om die natuur van water verander en iets bonatuurlik op 'n manier verander na wyn, na iets beter, so kom hy. En op 'n bonatuurlike manier wis hy ons sonde uit. En hy dink nooit weer daaraan nie. Ek dink as ons dit net kan begryp, sal ons dankbaarheid teenoor die Here soveel groter wees. Kom ons sluit oop. Heilige Vader, ek dank U vanmôre vir die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Ek dank U, Here, vir die helende kwaliteite wat daar is in die liggaam, die wonde wat vir ons genesing aan die hand gewerk het. Jesaja 53:5 is vervul. Deur sy wonde is julle genees, dis 'n voltooide werk. Ek dank U vanmôre vir die bloed van die lam, wat ons reinig van alle sonde.
sodat Here ons in die tydelike en die liggaamlike genees kan wees, maar in die ewige, die geestelike, wederbaar kan wees, om die ewigheid saam met U te spandeer. Ek bid dat U verheerlik sal word, in Jesus naam. Amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie, en bly die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.